Hi, baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail en in hierdie video gaan ons Levitikus 5 doen. Kom ons bid, gaan ons vra vir die Here om vir ons die woord oop te maak. God, ons hemelse Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid om U beter te leer ken en ek wil sommer, ek het nou al baie gebid vandag, maar ek wil net vir U weer eens baie dankie sê dat U altyd daar is vir my en maak as ek hoe die demone my aanval nie en die vyand my aanval nie, U bloed dra so baie krag en ek sê vir U dankie vir die beskerming. Maak asseblief ons die woord oop sodat ons kan sien wat ons moet sien, hoor wat ons moet hoor en leer wat ons moet leer. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ekskuus. Ek word verskriklik aangeval. Jy weet as jy die Here beter wil leer ken. Kyk, dis die vyand se werk om te keer dat jy hemel toe gaan, nee. Hulle wil elke demoon se job beseker maar om seker te maak dat jy saam met hulle hel toe gaan. I think so, wel ek weet dit. So ek is op 'n pad waar ek die Here beter wil leer ken en ek leer ken hom elke keer beter. God is vir my so werklikheid, nee, dat ek hom kan voel rondom my. En ek word aangeval. Ek word so aangeval. Maar ek bid maklik 10 keer, meer as 10 keer 'n dag, partykeer 20 keer 'n dag. En die vyand wou net aan, hoor. Maar ek bly net bid, so ja. Ek gaan nie opgee nie. Ek is 'n kind van God. Ek kan bid 'n kragtige God. So ek gaan nie ophou nie. Ek gaan nie ophou om die Here te dien nie. Ek gaan nie ophou om die Here beter te leer ken nie. So ja, ek het besluit ek gaan die Bybel lees en dis wat ek gaan doen, want dis wat hy vir ons gelos het. Dit in die Heilige Gees en hy het Jesus gestuur om vir ons ons sondes los te koop sodat ons hemel toe kan gaan. En ek is baie dankbaar daarvoor. Ekskuus. Okay. Levitikus 5. En as iemand sondag dat hy die luid uitgesproke beswering hoor, terwyl hy getuie was, dit gesien het of daarvan weet, as hy naamlik dit nie te kenne gee nie en so sy ongeregtigheid moet dra, of as iemand enigiets aanraak wat onrein is, die aas van 'n onrein wilde dier of die aas van onrein vee of die aas van onrein gedierte wat rondkruip, en dit vir hom verborge was, maar hy onrein geword het en skuldig is, of as hy iets onreins van 'n mens aanraak, volgens al die onreinheid waardeur hy hom kan verontreinig, en dit vir hom verborge was, maar hy dit te wete gekom het en skuldig is, of as iemand sweer, terwyl hy onverskillig met die lippe praat om kwaad of goed te doen, volgens alles wat 'n mens met die eed onverskillig kan praat, en dit vir hom verborge was, maar hy het dit te wete gekom het en skuldig is aan een van hierdie dinge, as hy dan aan een van hierdie dinge skuldig is, moet hy bely waar hy teen gesondig het, en as boete vir die sonde wat hy gedoen het, aan die Here 'n ooi bring van die kleinvee, 'n skaaplam of 'n bok as sondoffer, en die priester moet vir hom versoening doen weens sy sonde. Maar as hy nie 'n stuk kleinvee kan bekostig nie, moet hy as boete vir wat hy gesondig het, 2 tortelduwe of 2 jong duwe aan die Here bring, een as sondoffer en een as brandoffer. En hy moet hulle na die priester bring, wat die een eerste moet offer wat as sondoffer bedoel is, en sy kop vlak voor sy nek afknyp sonder om dit af te trek. Dan moet hy van die bloed van die sondoffer teen die kant van die altaar sprinkel, maar wat oorbly van die bloed moet aan die onderkant van die altaar uitgedruk word. Dit is 'n sondoffer. En die ander een moet hy as brandoffer volgens voorskrif berei. So moet die priester dan vir hom versoening doen weens die sonde wat hy gedoen het, en dit sal hom vergewe word. Maar as hy nie 2 tortelduwe of 2 jong duwe kan bekostig nie, moet hy as offer wat hy gesondig het, die 10de van 'n eva fynmeel as sondoffer bring. Hy moet geen olie daarop gooi en geen wierook daarby voeg nie, want dit is 'n sondoffer,
en hy moet dit na die priester bring, en die priester moet daar 'n handvol van neem as die gedenkoffer, en dit op die altaar oor die vuuroffers van die Here aan die brand steek. Dit is 'n sondoffer. So moet die priester dan vir hom versoening doen, vir die sonde wat hy gedoen het, in enige een van hierdie gevalle, en dit sal hom vergewe word. Verder behoort dit aan die priester net soos die spysoffer. Vers 14, die opskrif is die skuldoffer. Ook het die Here met Moses gespreek en gesê, as iemand in iets ontrou handel, en in swakheid sondig met betrekking tot een van die heilige gawes van die Here, moet hy as boete aan die Here bring 'n ram sonder gebrek van die kleinvee, na jou skatting van die waarde in sikkel silwer, volgens die sikkel van die heiligdom as 'n skuldoffer, en hy moet vir wat hy ten opsigte van die heilige gawes gesondig het, vergoeding gee, en nog die 5de deel daarvan byvoeg, en dit aan die priester gee, en die priester moet vir hom versoening doen deur die skuldofferram, en dit sal hom vergewe word. En as iemand sondig en onbewus enigiets doen wat die Here verbied het, en skuldig word en sy ongeregtigheid moet dra, dan moet hy van die klein vee na jou skatting 'n ram sonder gebrek as skuldoffer na die priester bring. En die priester moet vir hom versoening doen vir die misdryf wat hy sonder opset onbewus begaan het. En dit sal hom vergewe word. Dit is 'n skuldoffer, hy is sekerlik skuldig teenoor die Here. Nou dit is die einde van Levitikus 5, en ek is mos nou by die Ou Testament, nê? So, ek weet nie, ek neem aan, ons het nie nou meer nodig om al hierdie offers goeders te doen nie, want ek doen nie dit nie, ek brand nie goeders, ek brand nie die diere en wat not nie, so ja, maar dit was die einde van Levitikus 5. Tot die volgende video.